Hartlik goeienaand by vanaand se studie. Ons gaan met 'n Nuwe Testamentiese gedeelte nou aan. Ons het tot hiertoe gewerk vanuit die Predikerstudie en vanaand is ons by die eerste aflewering van die studie vanuit Openbaring. Nou, Openbaring is nie 'n dun boekie nie. Openbaring is 22 hoofstukke dik. En dis 22 digte hoofstukke wat bepaal dat dis nie 'n studie wat mens gou-gou doen nie. En as jy te gou deur Openbaring gaan, dan lees jy iets mis of jy maak van iets niks of as jy te lank daarmee besig is, dan maak jy alles van dit wat dit ook is. So jy kan dwaal deur te stadig te beweeg. Jy kan verdwaal as jy te lank stil staan by een plek. En daarom is my aanbieding, dis net die eerste keer dat ek hom aanbied nie. Ek wil graag dit doen. Ek sal graag die hele Openbaring wil aanbied, maar ek gaan dit in sulke fases aanbied. Maar wat ek wel vir julle wil sê, as jy Openbaring sluk, dan eet mense dit nie soos 'n olifant regtig nie, want mens moet baie vinniger eet. Mens kan nie te stadig eet nie, want jy gaan moeg raak van die eet aan die een kant en dan dan nie meer lus is vir die vleis nie. Ek dink dit gaan nader nie meer lekker proe nie. Die benadering wat ek volg is dat mens deur sekere dele van Openbaring werk vinnig, waar daar baie detail is en mens moet graag die groot prentjies sien. Openbaring is visioene, Openbaring is beeldetaal en dit maak Openbaring vir baie mense wat staan nie. En dis nie die moeilikste boek nie. Daar's moeiliker boeke. Boeke soos Jesegiel is party plekke baie moeiliker as Openbaring. Daar is van die profeseë wat verseker moeiliker is as Openbaring. Daar is dele van Romeine wat as jy nie lank genoeg verstaan wat daaraan gaan nie, kan jy ook verdwaal. Daar's Nuwe Testamentiese boeke wat selfs moeiliker geskryf is. Openbaring is nie die moeilikste boek in die Bybel nie. Dis wel vreemde literatuur. En dit maak dat mense partykeer met Openbaring besig is en sê, kan enigiemand dit verstaan? Die antwoord is ja. Dis eintlik veronderstel om 'n boek te wees wat ons meer lees, omdat baie mense van Openbaring iets anders maak wat dit eintlik nie is nie, gebeur dit dat Openbaring hierdie sogenaamde bangmaakboek is. Want dis nie wat Openbaring eintlik is nie. Dit is 'n troosboek. Nou een van die susters wat nou vanaand nie hier kan wees nie, het onlangs weer begin om dit te lees en sy is baie opgewonde oor die boek en sy is ongelukkig vanaand ongestel. Sy kan nie hier wees nie. So die eerste aanbieding is juist om te bevestig wat sy alreeds vir ons gesê het. Dis so 'n mooi troosboek. En dit het sy net in 'n inleiding van 'n bepaalde gedeelte alreeds begin verstaan. En dis iets wat ek wil hê jy moet altyd onthou. As die laaste boek in die Bybel nie daar was nie, het ons nogal 'n redelike stuk troos oor die eindtyd nie gekry nie. En die waarde wat Jesus gee wanneer hy dit aan Johannes openbaar, is dat ons as kerk vandag nog die troos het oor die stryd wat op pad is en dit waardeur ons sal leef as ons leef en waarin ons kan sterf as ons nog sou leef en die wat reeds gesterf het daardie stryd dalk meegemaak het alreeds en in die swaar tye gesterf het, maar dat die toekomende kerk nog steeds met die troos kan leef. Nou ek gaan vanaand 2 dele probeer doen en dit is die inleiding. Soos basies elke boek begin, het ons nodig om vir mekaar die vrae te vra van waaroor gaan hierdie boek? Wat is die inhoudsaspekte van die boek? En hoe kyk ons na hierdie boek in sy konteks? So ons gaan vanaand na dit kyk en dan as ons vinnig deur verse 1 tot 8 werk, dan gaan ons vir 1 week onderbreek en dan gaan ons weer aangaan ekskuus op 'n bietjie latere geleentheid. Nou jy sal sien ek het die inleiding in die blaadjie so bietjie meer in 'n paragraaf vorm gegiet. Dis hoe ek my studie in die beginjare, dis nou al, ek het nou reg getel, is nou nogal baie jare terug wat ek dit die eerste keer gedoen het. Dis hoe ek dit in die beginjare beplan het. Dis ek het alles in paragrawe geskryf soos dit moet wees. Deesdae werk ek, ons vul in en ons maak volledig. So die boekies wat reeds geskrywe was hieroor, het ek reeds in kommentaar vorm geskryf. Dit wat ons nou deesdae doen is meer werkboekvorm.
So ek het vir die res van die gids het ek vir u in werkboekvorm gegiet. En as ons klaar is, dan sit ons die werkboekvorms saam met die kommentaarvorm en dit is 'n Bybelstudiebron wat jy dan nou volledig sal hê. So ek werk nou by, dis die derde keer wat ek dit waarskynlik volledig sal probeer aanbied. In die ander gemeentes het ek dit nie heeltemal volledig aangebied nie, maar ek sal dit weer waarskynlik hier volledig aangebied kry. Goed. Vraag wat ons altyd vra vir 'n boek is, wat is die doel van hierdie boek? Dis een van die vrae wat ons vra hierso. Ek dink hierdie inleiding het 8 vragies wat gevra word, wat ons in detail hanteer. Wat is die doel van die boek? Eerstens, om die vervolgde en strydende kerk te vertroos in sy stryd teen die bose. Eintlik moet daar staan in haar stryd, want die kerk is vroulik. Ekklesia is 'n Griekse woord wat in die vroulike vorm staan, en sy word vertroos as vervolgde en strydende kerk. Hoekom vervolgde kerk? Wie wil raai, hoekom is die kerk vervolg? Hoekom staan ons nog steeds bekend as die vervolgde kerk? Want wie wil die kerk laat bestaan? Wie is die vyand van die kerk? Daar's een vyand van die kerk. En sy trawante wat in Openbaring 12 geleer word, die anti-kris en die valse profeet werk saam met die Satan. Die Satan is die draak, soos dit daar beskrywe word. En die kerk is in stryd teen die wat die kerk wil vernietig. Nou, saam met wie stryd die kerk? Saam met die een wat die kerk beskerm. Maar wie beskerm die kerk? Christus. Wie se kerk is dit? Christus se kerk. En omdat Christus sy eie kerk beskerm, en die vyand, die draak, as sy vyand reeds bepaal het in Genesis 3 vers 15, is die kerk strydend sedert daardie dag. Want wat die slang doen? Slang wou hom in die hakskeen byt. Wat moet hy doen? Hy moet sy kop vermorsel. Dit het gebeur aan die kruis. En daardie stryd is hewig terwyl die Satan nog nie finaal vernietig is nie. Sy mag is wel gebreek, maar hy's nog nie vernietig nie. Die boek Openbaring gaan oor hierdie geveg. En daarom is dit altyd belangrik dat as mens so die inleiding lees, dat jy hoofstuk 12 van Openbaring sal lees. Hoofstuk 12 gee vir ons 'n paar sake. Almal word aan ons bekend gestel teen wie ons stry. Die draak, die Satan, die anti-kris, hoofstuk 13, en die valse profeet. Daardie drie, die anti-kris en die valse profeet is mense, of mensegroepe, en hierdie mensegroepe lyk soos u en ek, is nie geeste nie, dis mensegroepe, maar wat onder die beheer van die Satan is, en wat sy werk op aarde probeer volvoer, deur die mense te verlei. En die kerk is in stryd teen mense dus. Nou Efesiërs 6 leer ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hoekom nie? Want ons stryd is juis teen die geeste in die lig. Nou wie is die geeste? Die duiwel is 'n gees, en die bose engele, die gevalle engele, soos Openbaring 12 wat ook leer, is ook geeste. Goed, so jy kan Efesiërs 6, vanaf vers 10 kan jy saam lees, met Openbaring 12, en jy sal raak sien, ons stryd is nie teen mense nie, maar teen die boosheid. En oor die boosheid lees ons baie in die Bybel. Nou Openbaring leer ons, dat ons verstaan, dat die vervolgde en strydende kerk vertroosting nodig het in die tyd. Nou daar word vir ons gegee, aan hulle word versekering gegee, God sien hulle trane, Openbaring 7 vers 17, ook Openbaring 21 vers 4. Nou 7 vers 17 is in die eerste deel, 21 vers 4 is in die tweede deel. Ek sal nou net praat oor die struktuur. Hulle gebede regeer die wêreld. Openbaring 8, dit gaan oor die wierook. Jy sal sien, is ons met die bakke, die gebede van die gelowiges werk. Hulle dood is kosbaar in die oë van die Here. Openbaring 14, Openbaring 20. Hulle uiteindelike oorwinning is verseker. Ons sien daar 'n oorwinning wat vir ons gewys word. En wie oorwin? Christus oorwin en sy kerk met hom saam. Daar's ons 'n hooflyn wat jy moet onthou. Christus oorwin en sy kerk met hom saam. Daar is 'n baie belangrike lyn wat ons reg deur Openbaring sal sien. En dan die laaste kolletjie by daardie, wat is die doel van die kerk? Hulle Christus leef en regeer tot in ewigheid. Dit is hy wat die wêreld regeer in belang van sy kerk. Die gelowiges word verseker van die teenwoordigheid van Christus deur sy Gees. So as ek daardie
doel van die boek in een sin probeer saamvat, is dit. Wanneer die kerk van Jesus Christus een boodskap moet kry, dan moet ons een ding verstaan. Ons is 'n strydende kerk en ons is 'n vervolgde kerk. Strydend omdat ons stry teen die boosheid tot op die einde. En jy sal baie van hierdie boodskappe raak lees as ons nou na die 7 briewe aan die 7 gemeentes kyk. Want die 7 briewe gee vir ons die kerk se fisiese stryd en hoe die 7 gemeentes dit vir ons openbaar. Ons gaan dit weer raak sien as ons kyk na die 7 seels wat oopgemaak word, hoe die aardse stryd ontwikkel. En jy gaan sien hoe dit baie ernstig raak wanneer ons kyk in hoofstuk 11, waar die 2 getuies stry teen die boosheid van die dag. En daar sien ons 'n hoogtepunt in daardie stryd, wanneer dit volvoer word. Ons stry teen die boosheid, maar Christus stry namens ons. En wie oorwin? Moet ons oorwin? Nee, Christus moet oorwin. Heeltemal reg. Christus moet oorwin. Wat is die tema van hierdie boek? Die oorwinning van Christus en sy kerk oor die draak en sy engele. Dis die tema. Die oorwinning van Christus en sy kerk teenoor die Satan. Dis die tema van die boek. So ons gaan reg deur die boek sien waar is die stryd. En dis baie belangrik dat mense dit raak sien. As jy nie geweet het teen wie jy stry nie, sou jy die vyand geken het? As jy nie geweet het wie jou vyand is nie, sou jy geweet het jy het 'n vyand. Nee, jy sou nie weet nie. En dis wat die boek vir ons ook doen. Die boek openbaar die boosheid en die werking van die boosheid, die doel van die boosheid en uiteindelik die uiteindelike gevolg van die boosheid. Want blaai na hoofstuk soos hoofstuk 21 en kyk na die Nuwe Jerusalem en soek die boosheid in die Nuwe Jerusalem. Daar staan geskrywe en daar is geen boosheid meer nie. Dis weg. So wat sê die Here oor die hemel en die heerlikheid en ewigheid? Gaan die boosheid tot in ewigheid daar wees? Nee. Hoekom is dit 'n troos? Want nou sukkel ek met boosheid elke dag. En dan is daar niks. Daar is niks meer. Kan jy hoor nie? Dis 'n baie positiewe boodskap wat die boek het. 2.3 op bladsy 2, bladsy 3. Vir wie was hierdie boek bedoel? Dis nogal belangrik as ons vandag kyk na verklaringe van hierdie boek. Vir wie was hierdie boek bedoel? Vir wie dink jy, as jy nou kan raai, wie dink jy moes die boek, vir wie is dit geskryf? Wanneer? Mooi, goeie antwoord. Een het geantwoord vir die gelowiges, dis heeltemal reg. En dan was daar, toe vra ek nou maar vir wanneer? Want daar is standpunte en verklaringsmetodes wat gevolg het wat sê, dit wat in Openbaring staan geld net vir nou. Asof dit niks beteken het vir die eerste eeuse gelowige nie. Maar net vir nou. En as daar ander wat sê, dit het klaar gebeur, niks is dan nog nodig om te gebeur nie, en dan word daar verklaringe gegee, asof dit reeds verby is, en is net histories klaar verby, en daar's niks meer te sê vir vandag nie. En dan laat hulle hierdie boek uit in die verkondiging, word nie eens oor gepreek nie, word niks oor gesê nie, en dan hoor ons niks van hierdie boek nie, en asof hy net nie nodig is om daar te wees nie. En dan het sommige baie spesifieke verklaringe oor sekere dele en ander dele word net nie in konteks gegee nie. Dit maak dit nogal moeilik om dan deur dit alles te werk en te sê, maar hoekom is die boek in die Bybel? Vir wie was hierdie boek bedoel? Hierdie boek was bedoel vir alle tyd. Vanaf die 1ste eeu tot en met die volëinding. En wanneer is dit? Ons weet nie wanneer die volëinding sal wees nie. So, as die Here in die briewe aan die 7 gemeentes sê, as jy bly volhard en staande bly, sal jy 'n kleed ontvang. Wanneer kry hulle die kleed? Aan die einde. So, hoe lank moet ek staande bly? Tot my tyd klaar is. En die volgende een wat dit hoor, moet dit sien tot hulle tyd klaar is. En almal moet staande bly tot op die einde, want daar is net een einde. Daar's nie multi-eindes nie. My einde aan my lewe beteken net ek kan nou rus van alles. Ek hoef nie meer bekommerd te wees oor my huidige toestande nie. En die omstandighede waarin ons is, gaan nie meer pla nie. So daarom is
ek net 'n toepassing gevind het vir die eerste eeu, het ek 'n probleem. As ek net 'n toepassing gevind het vir die Here, het ek 'n probleem. Verklaringstipes. Dink byvoorbeeld aan die woordjie anti-kris. In die eerste eeu was die anti-kris wie? Raai gou, wie dink jy kon die anti-kris wees? Die woordjie anti-kris beteken teen Christus. Wie sou jy kon sê, uit dit wat jy weet vanuit die Bybel, wat in die Nuwe Testament geleef het, wie sou 'n anti-kris kon wees? Noem vir my een naam. Dis te vroeg vir die Romeinse kerk. Hulle is eers baie later gewees. In die Bybel self. Dink vir my in Jesus se geboorte. Wie sou as die anti-kris kon deurgaan met Jesus se geboorte? Hy sou, presies reg. Herodes sou kon deurgaan as 'n anti-kris. Hoekom? Hy het nie geglo dat die Christus moes kom nie, en hy het geglo hy is die koning, hy is hom doodmaak. Reg. Sou u 'n man soos Pilatus as 'n anti-kris kon tipeer? Hy was in twyfel oor, is dit regtig die koning? En hy was uiteindelik die een wat gesê het, ja, kruisig hom maar. Wat van Kajafas, die hoëpriester? Sou hy kon heers as 'n anti-kris? Hy sou kon. Reg. Ek hoop jy sien dit raak. Want niemand het gepraat oor enige van die name wat ek nou vir julle genoem het as 'n anti-kris nie. Hoekom nie? Omdat daar nog nie iets was soos 'n Christus wat teenoor gestry was nie. Reg. Maar hoekom kon jy sê ja? Want iemand wat Christus nie gesoek het nie, sou sy vyand kon wees. Het jy geweet dat iemand soos Saulus 'n anti-kris kon wees? Maar toe hy tot bekering gekom het, wou hy nie meer die Christus vervolg nie. Kan jy sien wat anti-krisme is? As ek die woord so kan gebruik. Want as jy anti-krisme sien as 'n beginsel in die eerste eeu Bybels nog, en dan na die Bybel begin kyk na anti-kriste, wie sal hulle almal kon wees? Dan is daar 'n toepassing in die woord anti-kris, soos wat daar in 1 Johannes 4 staan. Want die anti-kris was toe al daar. Want Johannes praat van die anti-kris is al reeds hier. Nou 1 Johannes dateer uit ook uit die later dele van die 90s na Christus, so dit is baie naby aan Openbaring se datering. Maar die woord anti-kris wat in hoofstuk 13 van Openbaring staan, en die valse profeet het 'n plek in die eerste eeu en sal 'n plek hê in die tweede eeu. Sal ook 'n plek hê in die derde eeu. En ek kan deur elke eeu gaan. En ons sal al hierdie karakters 'n naam kon gee in elke eeu. Maak dit vir sin? Dis die beginsel wat toegepas word, want die woord het 'n betekenis buite Openbaring 13. Want anti-kris beteken iets, net soos hy daar staan in 1 Johannes 4. Dit het 'n betekenis. Want as daar so iets was, alreeds as Johannes skrywe, dan bedoel dit nie, ek wag nou vir die paus nie, soos genoem is, want hy is ook een. Hoekom is die paus een gewees? Hoekom is die paus 'n anti-kris genoem? Deur veral die reformatie. Martin Luther was lief om hom die anti-kris te noem. Hy was baie lief daarvoor. Hoekom? Hoekom sou Martin Luther kon sê die paus is die anti-kris? Hy het homself gelykgestel aan, sy woorde was gelykgestel aan die Bybel. Jy is heeltemal reg. So as iemand kon sê, sy woord dra net soveel gesag soos die Bybel, dan praat ons van goddelike woord, en gelyk aan goddelike woord beteken iets van dit wat hy nou geantwoord het, né? Gelyk aan goddelik. Daar's 'n probleem. En as die paus sê, in die Rooms-Katolieke leer, en dit so beklemtoon, dat jou werke jou kon red, dan is Christus nie meer nodig. En as jy genoeg geldjie betaal het vir die bou van daardie kathedraal wat in die tyd van die reformatie 'n groot saak was, die Sint-Peterskathedraal. As daardie kathedraal se bou en die geldjie wat in aflaatbriewe betaal is, as daardie geldjie genoeg was om jou siel uit die vage vuur te red,
dan het ons nie 'n Christus meer nodig nie. Kan jy hoor, dis teen Christus? Daarom was daar so sterk standpunt dat dit moet die anti-kris wees. Wie kan nie vandag nog tipeer as die anti-kris? Dink aan die Here, dink aan die laaste 5 jaar. Wie sou jy sê staan nogal sterk op as 'n anti-kris? Regerings, plaaslike regering, selfs politikuste in ons eie raamwerk sê ons, maar dis onchristelik wat jy daar doen. En is teen Christus. Sou jy as 'n vorm van anti-kris kan optree? Jy sou kon. Sou nie so net weer sê hulle sal pas aan die hele prentjie nie. Maar as hulle self voorstel asof hulle 'n Christus is, dan is hulle 'n valse Christus. En hulle kan nie verlos nie. Maar as hulle jou dink aan die prentjie wat later sal volg, wat maak ek met hierdie leier? En wat maak die mense met die leier? Hardloop hulle agter hierdie leier aan, glo hulle hom klakkeloos en lei hulle tot in die verderf. Klink soos 'n anti-kris. Kan jy dit hoor? So ek wil hê jy moet, wanneer jy met Openbaring besig is, wil ek graag hê jy moet regtig so begin kyk. Want party het vasgeval en sê, okay, dis die paus en hy leef nog. Nee, daar's 'n nuwe paus alweer op pad. So, daar's elke keer 'n nuwe ene. Die standpunt bly dieselfde van die pausdom. Die Romeinse kerk het nog nie van standpunt verander nie. En dit nog steeds nie gesê dat Maria is nie God nie. Maria is ook God, gelyk aan Christus. So alles is deur die paus gereël. So hy het nog steeds die dwaalleer wat ingebring is nog nie weggewerk nie en die Romeinse kerk het nog nie tot bekering gekom nie. En die kerk is eintlik nog nie toe nie. En nog nie Bybels meer nie. So daar is probleme. Daar's 'n gedeelte van die Romeinse kerk wat wel Bybels is, maar daar word strepe daardeur getrek deur die ander dele van hulle standpunte. So daar's definitief, so dis een woord wat ek vir u wil sê. Vir wie was hierdie boek bedoel? Vir alle tyd. Kan jy hoor wat ek gedoen het met 'n tema? Dis 'n tema. Daar's baie sulke temas wat van toepassing was in die 1ste eeu, in elke eeu tot vandag toe nog. En iets daarvan moet ons raak sien. En in die praktiese gebruik van hierdie boek moet ons dit regtig verstaan. En ons moet dit so sinvol insien. Wie het hierdie boek geskryf? Maklike antwoordjie. Johannes, die disipel wat saam met Jesus geleef het, die jongste van die disipels. Hy was op die eiland Patmos wanneer hierdie brief geskryf word, of hierdie boek geskryf word. En as hy op die eiland Patmos is hy dan 'n ou man. Hy sal 'n ou man. Die volgende vraag is, wanneer is die boek geskryf? Omstreeks 95 na Christus, en hy was dan op die eiland Patmos as 'n gevangene. Kernvers van die boek, Openbaring 1 vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Hoekom sou hierdie 'n kernvers wees? Want as jy die woorde van die hele boek bewaar, en jy gebruik die woorde van hierdie hele boek as deel van die verkondiging, en jy bewaar dit tot jy eendag nie meer is nie, dan doen ons wat die boek sê. Die hele waarheid van die boek is daar vir troos en vir bemoediging. Hou vas, byt vas. 'n Baie belangrike gedeelte in hierdie inleiding is daardie struktuur. As ons kyk na kyk eers na die onderste deel van die struktuur vir my, daar is 2 tabelletjies. Die eerste tabelletjie gaan oor die fynere indeling en dan die tweede ene gaan oor die groter indeling. Ek maak gebruik van die bron Hendriksen Kustemaker is die 2 wat saam geskryf het. Dis die skoonseun is die jonger man Kustemaker, was 'n Nederlander en die ander ene Hendriksen was die skoonpa. Dis die bron wat ek gebruik het om daardie fynere indeling te doen en hy deel hom vir ons so in. En ek wil graag vir net vanaand wys 'n boek wat jy beslis behoort aan te skaf. As jy nog nie die boek gesien het nie, vars van die pers af, die boek Openbaring, die boek van die volëinding, geskryf deur professor Koos Adendorf, huidige professor by die Afrikaanse Protestantse Akademie, 'n verskriklike mooi studie wat hy gedoen het in meer gemaklike taal.
Hy is in 'n kommentaarvorm geskryf en daar is goed wat moeiliker is, maar ek dink hy doen 'n baie goeie baie goed om sy taak gekwyt. Hy maak gebruik van 'n metode van heilshistoriese geskiedenis. So hy vat die openbaringsgeskiedenis vanaf Genesis tot en met Openbaring en hy giet vir ons vanuit die Ou Testament die verstaan van Openbaring. En die rede hoekom hy dit doen is omdat Openbaring grootliks uit Ou Testamentiese beelde bestaan. Dis die raamwerk waarbinne Openbaring gegiet is. En as jy nie die Ou Testament ken nie, dan maak die Nuwe Testament glad nie sin nie en Openbaring in 'n groot mate ook nie. En die volëinding is iets wat reeds in Daniël bespreek is, iets van Daniël 2 is al reeds duidelik sigbaar in wat moet gebeur aan die einde van dae. En daarom is die struktuur baie belangrik dat ons sal kyk na die historiese aard daarvan. En Prof Koos skryf in hierdie boek van hom, in al sy studies, en dis nou al nie, hy's nie meer 'n jong man nie, in al sy studies is daar soveel verskillende indelings, soveel verskillende maniere om hom in te deel. En die indeling wat hy gebruik is soortgelyk aan die wat ek gebruik het. Hy het ander bronne ook geraadpleeg en baie geraadpleeg en hulle kom almal op 7 dele. Almal kom op 7 dele. Die inhoud is in 7 dele gedeel, waarvan daar 'n kort inleidingsstukkietjie is, so vers 1 tot 8. Byvoorbeeld is die inleiding van hoofstuk 1 en dan aan die einde van hoofstuk 22 is daar 'n paar verse wat die slot is. Dan is daar 7 hoofdele wat die inhoud vorm. Maar die 7 hoofdele word wel gedeel in hierdie bron van Hendriksen word hy gedeel dat deel 1 tot 4 wat in die boonste tabel staan, hoofstuk 1 tot 3, hoofstuk 1 tot 11 vorm die eerste hoofdeel. En dit gaan oor die kerk se stryd op aarde. En ek lees daar die tweede tabel uit. Die stryd op die aarde, die kerk word vervolg deur die wêreld, die kerk word gewreek en beskerm en daar is 'n triomferende oorwinning. Ons gaan daarna kyk ten dele. Ek wil graag vir julle die eerste deel gee want wanneer ons op aarde woon, moet ons verstaan wat gaan op aarde gebeur. Openbaring gee vir ons baie duidelike gebeure wat moet plaasvind. En dis herhalende gebeure. Ons het nie lank gelede nie het ons bietjie stil gestaan by die profetiese rede in die prediking. Matteus 24:25 het vir ons daar geleer dat jy te doen het met gebeure wat kom. En wat het ons daar raak gelees van tekens van die tye? Wat het ons gesien oor die tekens van die tye? Dit gaan aanhoudend gebeur. Nou daar is gebeure wat gebeur en nog steeds gebeur, maar daar's ook gebeure wat gebeur het. En daar's gebeure wat net eenmaal weer moet gebeur. En dis iets wat Jesus ook sê in die profetiese rede. So wat hy daar sê is nie nuwe nuus nie. Dis niets wat die Ou Testament al reeds gegee het in terme van die einde. En daarom wag die Ou Testamentiese kerk sowel as die Nuwe Testamentiese kerk vir 'n sekere finale einde. En dit word bevestig. En daarom sal ons die indeling so hê dat ons die eerste 3 dele sal ons gedeeltelik doen. Ek wil graag die eerste 3 hoofstukke minstens doen waar ons kyk na die 7 gemeentes, want die 7 gemeentes gee vir ons die struktuur vir die res. Want dit wat met die 7 gemeentes gebeur ook in terme van die 7 seels en daar gaan ook in die 7 basyne daaraan weer geraak word. So jy sien herhalings vind plaas. Wanneer Hendriksen in dit was eintlik sy doktoraal of een van sy verhandelings wat hy geskryf het hy Openbaring vir ons gegiet en hy het hulle so op mekaar gestapel, deel 1, 2 en 3, selfs 4, 5 en 6, of tot by 7 het hy gestapel so bo op mekaar en sê die geskiedenis is gelyklopend. Maar as ons hulle so bo op mekaar stapel, loop daar 'n stukkie aan die een kant oor en 'n stukkie aan die ander kant oor. In die middel is die stryd. In die beginkant, as ek nou hier my linkerkant wys, die beginkant wys basies, nou is daar 'n klank dat die oordeel nader kom. Dat die stryd naby is. So daar's 'n voorloop. Dit klink soos kalmte. Dan gaan ons in 'n ewige strydfase in. En dan het ons die laaste stukkie van heerlikheid.
Nou as jy kyk na die dele en ons sit hulle al 7 so bo op mekaar, begin met deel 1 heel bo en deel 7 heel onder, dan lê daar 'n stukkie kalmte wat in dele 1 en 2 is wat groter is, en dan hierdie laaste dele lê daar 'n kalmte in die einde wanneer die oordeel klaar verby is, 'n hemelse heerlikheid. En dan die ander gedeeltes wat meer in die middel lê, wys meer oordeelgedrewe verklaring. So wanneer jy 7 dele kyk, sien jy herhalings, maar jy sien fokuspunte meer in sekere dele as in ander. Hier is nie 7 aparte stukke geskiedenis nie, maar die openbaring van dieselfde geskiedenis met ander fokuspunte. Kom ek verduidelik dit in gewone Afrikaans. Ek kyk na 'n rugbywedstryd. Ek is 'n verslaggewer. En ek skryf my artikel vir die koerant. En ek verduidelik wat gebeur en hier in die eerste helfte was daar 'n geveg. En ek skryf oor die geveg en ek gee ook die uitslag van die wedstryd. Ander verslaggewers skryf, hulle noem nie eers van die geveg nie. Skryf oor iets wat in die tweede helfte gebeur het. Maar hulle sê ook wat het gebeur in die wedstryd, maar nie alles wat ek gesien het. Soos iemand wat 'n persepsie gee van 'n bepaalde deel van dieselfde wedstryd, so kry jy 7 verskillende fokuspunte oor dieselfde wedstryd. 'n komende oordeel, stryd, oordeel en 'n afloop. Dit is die 4 verskillende aspekte wat mense raak sien reg deur hierdie boek. En soos ek daarby kom, sal ek vir u sê, sien nou hierdie gedeelte, sien sy fokuspunt en sien hoe hy uitwerk. As jy net die 7 gemeentes se gedeelte lees, Openbaring 2 en 3, dan sien jy net, hier's 'n oordeel op pad, maar jy weet nie hoe gaan hy lyk nie. As ek hoofstuk 15 en 16 lees, sê ek, joe, die oordeel was rof. Dit gaan vinnig verby en is alles verby en vinnig. As ek 17 tot 19 lees, kom ek agter, alles maak klaar, die draak word verslaan, dan die word verslaan en dan is alles verby. As ek net 20 tot 22 lees, dan sien ek, daar's 'n groot stryd is verby, en dan is dit hierdie lang verlaas van heerlikheid. Kan jy sien wat gebeur? Dit skuif aan. En dis die fokuspunte. So as jy in struktuur kyk, watter deel lees ek en wat sien ek lees ek? As ek weet watter momente ek moet raak sien, dan maak dit vir my sin wanneer ek dit deurlees. En ek verval nie in die historiese, dit moet dit wees wat gebeur het, of dit moet dat wees wat gebeur het. Nee, wat gaan gebeur, is gesê dit gaan gebeur. Hoe gaan dit gebeur? Elke keer word vir ons nog 'n fokuspunt gegee. So as ek 'n mooi prentjie wil kry, moet ek elke deelsinne vat en 'n kort sinnetjie probeer stel. Wat het ek gesien? Wat het ek gesien? En wat het dit vir ons beteken? Kan jy sien waar die troosboodskap ook lê? Oorwinning is altyd die einde, en waaksaam en stryd is die begin. Goed. Wat 'n tipe literatuurstyl is Openbaring? Ons kry 3 literatuurtipes. Dit is nogal interessant. Baie boeke is net een literatuurstyl. Soos ons 'n boek van Paulus byvoorbeeld lees, soos Romeine, dan weet ons dis 'n brief. As ons Johannes lees, die evangeliebeskrywing, weet ons dis evangelie, geskiedenis en die evangelie. As ons die briewe van Johannes lees, weet ons is briewe. Daar's niks vermenging nie. Maar hier kry ons 3 tipes literatuurstyle. Die eerste een wat ons kry, is dat dit 'n apokalips is. Dis 'n brief, ons sien in hoofstuk 2 en 3, die briewe aan die 7 gemeentes. Briewe. En dan is daar 'n skrywer, daar's 'n ontvanger, en dan is daar 'n inhoud. En dit gee vir ons 'n briefvorm. Daar word ook, dit is ook 'n profesie. 'n Profesie beteken dat dit te doen het met gebeure in die hede, maar kan meermalige gebeure wees. Dis Bybelse profesie. Profesie het baie keer ook 'n karakter van toekomsgerigtheid. Met ander woorde dat dit nog in vervulling sal gaan. Nou daar is dele wat reeds gebeur het en daar is dele wat in vervulling moet gaan. So die laaste oordeel moet nog gebeur. Die tweede woord wat ek nog nie genoem het nie is apokalips. Nou apokalips word gegee wanneer daar 'n bonatuurlike
openbaring gegee word. En die openbaring, ek lees dan vers 1 van hoofstuk 1, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur daai in donker gedruk deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Nou wat is die sending van sy engel? Ons gaan heeltyd hierdie kommunikasielyn sien. God deur Christus deur gebruikmaking van sy engel aan Johannes aan die diensknegte. Ek herhaal. God gee sy boodskap van Christus deur sy engel vir Johannes aan sy diensknegte. Sien hierdie lyn. Wie is die diensknegte? Die gemeente, die gelowiges. Johannes, die disipel, die apostel. Kyk gou daar in die voetnota, die beskrywing van Apokalips is 'n definisie. Dit bevat 'n openbaring of 'n onthulling. Nou openbaring of onthulling is iets wat oopgemaak word sodat jy dit kan sien. Dit word bonatuurlik oorgedra soos byvoorbeeld deur 'n engel van die Here. Die ontvanger is gewoonlik 'n siener of 'n dromer. Daar word van beeldetaal gebruik gemaak en 'n ander voorbeeld van Apokalips is byvoorbeeld Daniël 7 tot 12. So, die woordjie Apokalips is net die vorm van hoe dit gegee word. En u sal die raamwerk raak lees. Ek het in die begin gesê, dis beelde. So wat gaan ons sien? En ek het gesien. Dis die inleidingssinnetjies wat ons baie kry. So dis die merkers in die teks. So as u deur Openbaring lees, ek raai aan. U sal omtrent op elkeen sal die frase sien. En ek het gesien. Lees vir my deur Openbaring. Ons gaan nou nie die volgende week hier wees nie. Maar gaan lees so lank deur Openbaring 1 tot 11. Dit gaan nie lank vat om te lees nie. Moenie nou gaan lees en kyk of jy begrip kan kry van die boek nie. Gaan lees hom vir my deur en as jy kan merk in die Bybel of in die teks wat jy lees, merk die woorde en ek het gesien. Kyk of jy dit raak sien. Want as jy dit raak sien, kom jy agter, dis 'n merker voor die teks dan nou verder gevoer word, dat ons al reeds kan sien, 'n engel van die Here openbaar dit aan Johannes. Johannes sien wat hy sien. Al wat ons nou het om te doen is om te verstaan wat hy gesien het. En as ons dan die boodskap van daai wat hy gesien het kry, kan ons verder gaan. Goed. Gaan doen dit bietjie met die leeswerk. Ons moet nou nie verder soos ek 11 lees nie. Lees dit by 11, dan kom ons weer terug. Die gedeelte oor die stryd op aarde. Goed. Dis genoeg vir die inleiding vir nou. Enige vrae tot hier oor rampies rondom die boek? Hy kyk wat Dominee noem van die stryd. Die begin en die einde en die middel. Is dit daai 1000 jaar wat Nee, hierin glad nie. nie daar nie. Die 1000 jaar, ek sê nou ja. Die vraag is, Openbaring 20 vers 3 praat van 'n 1000 jaar van vrede. Die 1000 jaar van vrede is die tydperk vanaf Christus se hemelvaart tot sy wederkoms. Die 1000 jaar is 'n simboliese tydperk van sy hemelvaart tot sy wederkoms. Nie 'n letterlike tydperk nie, maar 'n simboliese tydperk. Die getal 10. Kom ons sê dit gou ook voor ons verder met die teks gaan. U sal die getallestelsels van Daniël, die getallestelsels van Esegiel en waar ons ook al apokaliptiese literatuur kry, word hier ook vervat. So omdat ons nie baie in apokaliptiese literatuur praat nie, het ons die simbole en die getalle stelsels nog nie eintlik as deel van ons getalle raamwerk geleer nie. So dis belangrik dat ons sekere getalle goed ken en verstaan wat dit beteken. In apokaliptiese literatuur is die getal, ons begin maar by die kleiner getalle. Getal 4 beteken altyd wêreldwyd. 4 hoekom? Noord, oos, suid, wes. Al die rigtings waarin jy kan kyk, word gereken as wêreldwyd. Die getal 3 word meestal geassosieer met die eenheid van God, wat word nie baie hier genoem nie, ek noem dit maar net terloops. Dan, as ons kyk na die getal 6,
word hy normaalweg gebruik as 'n onheilige getal. 'n Onheilige getal. En dan die getal 7 is die getal van volmaak of volledig. Eintlik volmaak is die getal 7. Die getal 10 word altyd met volledig geassosieer. So dis nou vol. 'n Volle getal. Die getal 7 volmaak, maar die getal 10 is 'n volledige getal. So wanneer ons meer multiforme van 'n getal het, soos die getal 1000, die getal 100, die getal 10, het almal die 10 in. En dit sê net volledig soveel keer. Dis al wat dit sê. So die 1000 jaar word verklaar binne die 10. 'n Volledige getal. Daar word in ander dele genoem, daar sal lyding wees vir 10 dae lank. Dit sal swaar gaan vir 10 dae. Is dit langer as 100 jaar? Of korter? Dis korter. So dan word die lyding in 'n faktor van volledige getal gegee. Dit word gegee in 'n vaste tyd, maar kort genoeg. En dis waar in die 7 briewe word dit byvoorbeeld gebruik. So die getallestelsel speel 'n geweldige belangrike rol dat ons sal verstaan, die getalle gee vir ons 'n begrip. En die 1000 jaar van vrede word in die Augustynse verklaring alreeds in die 4de eeu staan daar die verklaring in die reformatie dit steeds ondersteun en ons staan vandag nog by die amillennialisme wat ek nie nou oor gaan praat nie, maar ons gaan daarby uitkom dat staan ons by die 1000 jaar van vrede wat alreeds heers vandat Christus die Satan oorwin het. En met sy hemelvaart wag ons vir Christus se terugkom, maar die Satan is nie los nie. Hy word steeds deur God gebind. Goed, so dis waar die 1000 jaar aankom. Reg. Kom ons kyk gaan na verse 1 tot 8. Ons gaan seker nie die hele gedeeltjie gedoen kry nie, maar kom ons kyk hoe ver ons kom. Reg. En ek spandeer gewoonlik 'n bietjie tyd soos nou met die inleidingsvrae, want mense kan baie van die boek leer. Daar's mense wat net inleidings doen. Dis al Bybelstudie wat hulle doen. Want dit is so waardevol. As jy elke boek van die Bybel net verstaan in sy breë raamwerk, het jy 'n baie groot begrip van wat in die Bybel staan. So dit wat ons nou gedoen het, is nogal 'n kritiese belangrike ding. En ek raai aan om meer gereeld sulke studies net te doen. Openbaring 1 vanaf vers 1. Die eerste 3 verse. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Dis die inleiding in die onderwerp van die boek, soos die opskrif ook daar sê, die openbaring van Jesus Christus. So, wie het geopenbaar? Christus het openbaar. Hoekom het hy nodig gehad om te openbaar? Wie moes weet? Die wat dit moet lees. OK, so wie gaan dit lees? Die mense wat kan lees. Reg. Almal sal lees. As jy nie kan lees nie, sal iemand vir jou moet vertel. Dit gebeur ook. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Wie is die bron van hierdie openbaring? God in Christus Jesus. Jy kan hoor, as 'n drie-enige God openbaring. Want jy sal nou hoor, die Gees kom ook voor. Vader, Seun en Heilige Gees. As jy die woordjie God sien, jy sal sien in Openbaring 4 en 5 word van die Vader gepraat as die een wat op die troon sit. Christus word genoem die een wat aan sy regterhand sit. Hy staan ook bekend as die Lam. En dan word van die Gees gepraat as die 7 geeste. Reg. 7 beteken wat? Volmaak. So 7 geeste, volmaak gees. God. Hoor jy dit? Reg. So dis
In die inleiding, die eerste paar verse sien ons God en Christus. Ons ken hom as een wese, hy openbaar homself in 3 persone. God gee die boodskap in Christus. Aan wie? Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon. Wie moet dit hoor en lees? Diensknegte. Wie is hulle? Ons, kerk van Christus. Wat gou moet gebeur. So die inhoud is oor iets wat gou moet gebeur. Wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So kom ons sit dit in volgorde. God gee die boodskap in Christus aan Johannes deur die sending van die engel aan die diensknegte. Sien jy dit? Dis hoe dit by ons uitkom. Dis die volgorde. Hoekom het hy dit gegee? Die belangrikste is dat ons kan sien wat gou moet gebeur. Hoekom sal ons iets moet sien? Wat gebeur as jy iets weet? Wat gebeur as jy iets weet? Jy kan nie sê ek het nie geweet nie. Reg? As ek iets weet, is ek in kennis gestel, dis bekend gemaak, en hoekom is dit bekend gemaak? Want dit was nodig dat jy weet. As dit 'n slegte stuk nuus is, maar ek moet dit weet, wat gaan ek doen as dit kom? Ek is meer gereed om dit te hanteer, as wat ek nie geweet het nie. Wat sal jy doen as jy 'n verrassing kry? Is dit lekkerder om 'n verrassing te kry en 'n slegte nuus? Of as jy slegte nuus alreeds vooraf geweet het, nou gebeur dit? Jy het geweet dit kom. Jy het net nie geweet hoe gaan dit lyk nie. Wat een is makliker om te verwerk? Die een wat jy vooraf geweet het. So die kerk weet, ons gaan moeilike tye kry. Klaar. Daar's nie histories hier oor nie. Daar kom moeilike dinge wat gebeur. Daar is 'n vyand op pad. Wie is hy? Hoe lyk hy? Wat gaan hy doen? Wat gaan die mensdom doen? Wat 'n gruwelike dinge gaan gebeur? Moet ons dit weet? Ja, ons moet dit weet. Hoe gaan ons dit dan nou hanteer as ons nie weet nie? Kan jy sien ons word in staat gestel om gereed te wees vir die stryd. En as jy dit weet, dan is hierdie 'n troostboek. Klaar, dis 'n troostboek. Dit bly 'n troostboek. Reg. So die engel het dit aan Johannes te kenne gegee. Vers 2. Wat getuig het van die woord van God. So waar kry hy die bron? God se woord. Dis nie sy eie woord nie. God se woord. Hy gaan elke keer sê, en ek het gesien. Of ek het gehoor. En dan gesien. Dis wat gebeur. Jy sien heeltyd hierdie elemente. So merk almal daai wat in vers 1 staan, moet jy heeltyd gaan soek in die teks. Nog 'n stukkie huiswerk as jy dan hierdie teks gaan lees. Lees hierdie teks, gaan soek hierdie elemente. Kan jy sien die boodskap kom van God af. Kan jy sien Christus is die inhoud hiervan. Want hy is die inhoud hiervan. En dan wanneer hy as die ruiter op die wit perd kom om te oorwin met sy mond. Hoe gaan hy dit doen? Hy gaan praat en is verby. Reg. Hoor jy die inhoud van Christus? Wat gaan die boodskappers daarvan moet maak? Wat gaan die diensknegte daarmee moet maak? Hulle gaan hoor dit gaan gebeur, maar wat gaan vooraf gebeur, sê die engel? Daar gaan opstand wees, 'n opmars teen Christus. En dan sal daar selfs marteling wees van die gelowiges, die medediensknegte. En dan kom die einde wanneer Christus oorwin. Dankie Here dat U oorwin. Hoor jy hoe werk die boodskap? Dis wat gaan gebeur. Daai is hoofstuk 15:16. Jy kan dit maar ook gaan lees. Reg, dan vers 3, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, die wat dit hoor, kyk as die sintuie is betrokke, wat jy hoor, wat jy sien, deur die letters wat jy gelees het, wat sinvolle woorde is, en bewaar. So wat moet jy doen? Daar's 3 goed wat moet gebeur. Jy moet dit lees, jy moet dit hoor, en dan moet jy dit bewaar. So dis nie iets wat jy kan vergeet nie. Hoekom nie? Want as jy dit vergeet, waar is die troos? Onthou, is deel van die troos. Bewaar in jou hart. As dit gebeur, sê maar ons het geweet dit kom. Dankie Here dat ons sterk genoeg is om dit nou vandag te dra. Dis wat jy gaan sê. Dis wat ons gaan sê as dit met ons gebeur.
En dan staan daar want die tyd is naby. 90 of 95 na Christus en hy staan en die tyd is naby. Nou staan dit al 2025. Wat maak ons met die woordjie naby? Kan jy hoor ons sukkel? Ons sukkel om naby te verstaan. Naby is nie vir ons lekker maklik nie. Ons verstaan die tyd nie. Ons verstaan die tyd soos hy dit verstaan nie. Ons verstaan die tyd soos hy dit gee nie. Maar wanneer hy sê dis naby, dan kan ons maar nog sukkel. Ons gaan dalk nog sterf en dan sukkel almal nog. Maar dis naby. Hoe werk naby? Die woord sê, Ja. jaar is het een dag is het 1000 jaar. Dis reg, 2 Petrus 3. Gaan oor die wederkoms, né? Dit gaan oor die wederkoms, 2 Petrus 3. En baie gebruik dit om te sê God het baie tyd nodig. Nee, vir God is tyd niks. En dit kan vinnig gaan. Vir hom is dit vinnig. Vir ons is dit, dis 'n lewe en nog 'n lewe en nog 'n lewe. Ons is nou al 21 eeue later. En ons is nog steeds besig met die naby wees. Jy hoor ons probleem. Iets van dit is vir ons moeilik. Reg. Goed. Ek lees vinnig daardie dele tot by vers 8, dan gaan ek net 'n paar slotopmerkings maak en dan sluit ons af. Vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, letterlike plekke in Asië. As jy die kaart van Asië neem, ek net sien of wat hier staan, my boek wys dit wel. Hier sal nie name van hierdie plekke, Laodicea, Efese, Philadelphia, Smyrna, Sardis, Thyatira, Pergamus, sal jy daar vind. Al die name van daardie gemeentes is letterlik op die kaart van Asië agter in die Bybel. Daar staan geskrywe, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Ekskuus tog. Nou wil ek nie. Ek lees net weer daai vers. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou, skoning. Op die blaadjie het ek vir u daardie probeer opsom, dat dit maklik lees. Die seëngroet wat ons hier ontvang in vers 4 tot en met 6, genade en seën van Christus. Dan word eienskappe van Christus genoem. Vers 4, hy wat is, wat was en wat kom. Hy is die getroue getuie, vers 5. Hy is die eerstgeborene uit die dode. Vers 5. Hy het ons lief gehad en ons is gewas in sy bloed, vers 5. En hy het ons konings en priesters gemaak. So wanneer ons die woordjie Christus lees, want dis die inhoud. Wanneer in die 4de vers staan, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade en vrede vir julle van Christus. Dan moet jy al daardie woorde hoor. So al die woorde sê een ding. Genade en vrede vir julle van Christus. Wie is hy? Hy is die een wat was en wat is en wat kom. Hy is die getroue getuie. Hy is die eerstgebore uit die dode. Hy is die een wat ons lief gehad het. En hy is die een wat ons konings en priesters gemaak het. Hy is ons God. Dis verrassend. Maar dit is baie woorde, baie sinnetjies om die eienskappe van Christus en die dade van Christus te illustreer en dit te openbaar. So ons hoor 'n baie lang lys van verse
Maar ons hoor eintlik net een ding. Genade en vrede van Christus. Dis wie hy is. Ken ons hom. Die een wat oorwin. Ken ons hom. En dan vers 7. Hy kom met die wolke. Die kerk word juis met hierdie boek, hierdie brief, hierdie apokalips, word die kerk herinner aan dit wat moet gebeur. Hy kom met die wolke, soos hy weggegaan het. Kom hy weer, daarom die 1000 jaar. Reg. Hy gaan weer kom. Ons wag vir hom om te kom. Sedert wanneer? Sedert sy hemelvaart. En daarom, omdat ons weet hy's op pad, hoe leef ons terwyl ons op pad is? Hoe hanteer ons die stryd? Hoe hanteer ons die krisis? En wanneer hy gaan verskyn, wat sê vers 7? Hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Daar is 'n vers wat natuurlik uit een van die Ou Testamentiese gedeeltes kom. Almal sal oor hom rou bedryf. En dan die wat hom veroordeel het, sal weet wie hulle doodgemaak het. Hulle wat hom verwerp het, sal weet wie het hulle verwerp. Hulle wat hom ontken het, en nou is dit ook vir die Here van belang. Elke geloof wat Christus verwerp, moet weet wie Christus is. As hy kom op die wolke, gaan niemand meer wonder, wie is dit nie. Niemand gaan sê, weet jy wat, ek wag eintlik vir 'n ander godheid, wag net so 'n bietjie. Daar gaan nie so 'n argument wees. Daar sal nie 'n argument wees oor, is hy die God wat oordeel nie. Daar sal nie so 'n argument wees nie. Dit sal eenvoudig nie bestaan nie. Daarom sal almal weet wie hy is. En niemand sal dit mis nie, né? In daardie artikel wat in daardie boodskapper verskyn het, oor die wegraping as 'n gebeurtenis in die geheim, nie as 'n gebeurtenis aan die einde nie. Die standpunt waarby ons tans staan is die amillennialisme, dat daar nie 'n ander sogenaamde wegraping sal wees nie. Daar is een koms van Christus. En dan sy kinders gaan saam met hom dan. En dan beteken dit daar's nie 'n geheime wegraping nie, soos dit een van die standpunte sê nie. En dis iets van niemand gaan dit mis nie. Niemand gaan wonder, was dit vandag sy wederkoms? Want dis iets van daardie ander standpunt. Iemand sal nou gesê, het ons dit dan gemis? Was hy alreeds hier gewees? Dis tog nie wat daar staan nie. En dis iets wat ons moet verstaan in terme van die globale verklaring rondom die saak van een wederkoms, en ons sal hom nie mis nie. En dan die trooswoord. Die Griekse alfabet het 'n eerste letter wat ons noem alfa, dan het hy 'n laaste letter wat ons noem omega, en dan word daar geskrywe in vers 8, ek is die alfa, die eerste, ek is die omega, die laaste, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons troos in hierdie vers is, voor hom was niemand. Hy is ewig. Na hom sal hy wees tot in ewigheid. Niemand is so lank soos hy en gaan so lank soos hy wees nie. Ewig bestaan hy. Ons beskrywe God, een van sy eienskappe is, hy is ewig. Daar's nie 'n begin of 'n einde nie. Hy is die alfa en die omega, dis wat dit sê. Dan staan aan die laaste woord, die Almagtige. Wat sien ons oor die magte van die vyand? Dis beperk. Wat sien ons oor die mag van God? Dis oneindig. Dis ons troos. Sien jy daardie kragtige vers? En daardie vers word baie gebruik in die erediens as 'n votum. Wanneer die hamerslag op die kansel sou slaan, pwah! Die vergadering van die Here het begin. Ek is die alfa en die omega. Die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Wat hoor ons? Die God wat regeer, begin die erediens. Kan jy verstaan hoekom ons hom gebruik? Maak dit sin? Soms so 'n stukkie liturgie by. My hou van liturgie inkry.
Goed. Dis die vers 1 tot 8. Kan jy so 'n proesel kry van wat hierdie boek sê? Reg. Kan jy hoor, is 'n troosboek. Dis nie 'n bangmaak storie in die boek nie. Daar's karakters waarvoor ons versigtig moet wees. Dis nie 'n bangmaak storie in die boek nie. Hierdie boek het baie troos. Goed, enige vrae, opmerkings? Jy was reeds in Christus gesterf. Daar is 'n toekoms. Ja, wat leer ons? Wanneer die grafte oopgaan, 1 Tessalonisense 4, wanneer die grafte oopgaan, word die wat reeds ontslaap het, verander. Opgewek, 'n liggaam word verander in 'n verheerlikte liggaam en hulle gaan Christus tegemoet in die lig. Reg. En die wat lewe, skrywe Paulus in 1 Korintiërs 15, se liggame word in 'n oogwink verander. Verganklike liggame word in onverganklike liggame verander. En ons gaan dieselfde soos 1 Tessalonisense 4 Christus tegemoet in die lig. En dan kom die einde. Hoor jy die troos? Nog 'n vraag?